Vandag gesels ons verder uit Romeine in Romeine 13 vers 8 tot 10 spesifiek. Julle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens liefhet, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of watter ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Nou, ons het reeds in vorige dele van Romeine gepraat oor Paulus se verstaan van genade, dat ons nie reg leef sodat ons in die hemel kom nie, maar omdat ons reeds gered is, probeer ons uit dankbaarheid reg te leef. Dit is hoe God ons lief het. Hy het ons nie lief omdat ons dit verdien nie, omdat hy ons 'n klomp goed reg gedoen het nie. Hy het ons lief juis ten spyte van al ons onverdienste. Dit is dieselfde tipe liefde wat ons moet leef. Ons moet nie redes soek om ander lief te hê nie. Ons liefde vir ander moet nie afhang van hulle verdienste nie. Ons moet mense lief hê ten spyte van hulle tekortkominge. Dis wat dit beteken om soos Christus lief te hê. Dit is 'n onvoorwaardelike liefde wat hier in hierdie gedeelte ook vir ons beskryf word. Ons verhouding met mense moet God se verhouding met ons weerspieël. Die manier waarop jy leef en veral die manier waarop jy teenoor ander leef, moet 'n getuienis van God wees. Ons mag nie onsself wangedra en ander te nakom, of ons verpligtinge teen ander nakom nie. Nie nakom nie, want dit straal 'n swak getuienis uit. Ons hoor ook hier iets van selfliefde. Selfliefde en die liefde vir ander moet eweveel wees. As dit nie so is nie, is daar 'n skeeftrekking na die een of die ander kant toe. Hierdie liefde is 'n praktiese voorbeeld van wie God ten diepste is. En dit is juis in die uitleef van hierdie liefde dat dit al hoe verder versprei. En dit is tog elkeen van ons se roeping.